Goeiemôre, liewe familie en vriende, besonder Ilse, ek het haar nou leer ken as Ilse, maar as ek nou so na die geboortedatums en goeders kyk, dan is dit seker Tannie, as ek nou wil reg dink. Mens weet, dat jy al 'n paar spore in die lewe getrap het. As jou maats, moet ek aansit? Hier brand 'n groen liggie. Sy, okay. Dit is alles teken van die ouderdom. Nie net van myne nie, maar ek wou gesê het, jy weet jy het 'n paar spore in die lewe getrap al, as die vriende en familie wat by jou begrafnis is, met kieries, en met stoele, en krom, en oorstukke opdaag. En dit is nou letterlik ook waar van oom Maans. Maar as mens dan nou van die sien ook die jong kinders, dan weet 'n mens dat hy ook 'n invloed gehad het op 'n klomp mense se lewens. Sien, ek dink ons gaan nou die slideshow kyk as ek klaar gepraat het. Dan gaan ek vir jou sê, my pad met oom Maans het begin toe ek 'n jong dominee in hierdie gemeente was. Dit was my eerste gemeente en ek het so in 93 hier gekom. Nou kan julle eie ouderdomme uitwerk, julle was nog nie daar nie. Nee, julle was nog nie daar nie. Nee, maar in 93, my eerste ervaring met hulle was Watermeierstraat gebly, as ek reg kan onthou. Pligsgetroue jong dominee gaan doen ek huisbesoek by die oom en die tannie. Maar ek word gewaarsku voor die tyd, ek moenie net instap nie. Daar's 2 sulke groot swart Rottweilers as ek reg kan onthou. Maar sikkes. En dis nou van hele grond af. En nou is ek daar binne, hulle het my nou ingelaat, en nou stap ek uit saam met die oom en die tannie, hekkie toe. En toe ons nou uitkom by die voordeur, kyk die oom so om die hoek, hy sê nie, is veilig dominee, ons kan tuinhekkie toe gaan. Die honde is seker agtertoe. En halfpad tuinhekkie toe sê hy vir my, dominee, nou moet jy vinnig maak. Toe kom hy 2 honde daar om die hoek, en hy sê vir my, nou moet jy vinnig maak, om aan die ander kant die hek toe kom. Nou gelukkig was ek toe ook nog jonk. So dit was my eerste ervaring met hom en die tannie. En nou moet ek vir julle sê, op 'n dag bou ek 'n sleepwaandjie. En ek vra vir Louis, ek soek materiaal om 'n sleepwaandjie te bou. Hy sê nee, maar die regte goeders is daar by oom Maans op die plot of op die plaas. So ek wil vir julle sê, elke oggend wat ek nou op die plaas opdaag, dan staan daai breinwaandjie wat ek hier in Witbank vir jare gebruik het, by die voorhek, want dis waar sy plek is waar hy geparkeer is. En die materiaal wat ek daar by hom gaan haal het op die plaas, is nou al 'n bietjie op, maar is nog op daai waandjie. So dit is my herinneringe, en as ek die mense so sien, dis kosbaar, dis dinge waaroor 'n mens verskriklik dankbaar moet wees, is dat jy mense het wat vir jou lief is. En julle as familie moet dit vandag ervaar. Dankbaar in ons lewe dat daar mense is wat vir jou lief is. En dan moet mense ook so dankbaar wees dat daar mense rondom jou is vir wie jy kan lief wees. En as ek nou net die begrafnisbrief lees, dan sien ek die liefde, dan sien ek en hoor ek dit. So baie seën en baie vreugde vir elkeen vandag wat hier is om die lewe van oom Maans dan nou te vier. Kom ons kyk saam met julle na die herinneringe wat julle het oor hom. Liewe oupa, alhoewel oupa nie meer saam met ons hier is nie, leef oupa steeds
voort in alles wat oupa geleer, gewys en gegee het. Oupa was nooit net 'n oupa nie. Oupa was 'n mentor, 'n beskermer en 'n vriend. Oupa het mense altyd met warmte, wysheid en nederigheid ontvang. Elkeen wat oupa ontmoet het, het bietjie ryker weggegaan. Oupa se stories het ons laat droom, oupa se raad het ons geanker. Oupa se liefde het 'n ruimte geskep waar ons almal veilig kon voel. Oupa het mense laat lag wanneer hulle swaar was, hoop gegee wanneer hulle moeg was en geloof ingeblaas wanneer hulle onseker was. Die afdruk wat oupa op ons harte gehad het, is diep en sal nooit verdwyn nie. Dankie dat oupa vir ons 'n voorbeeld was om hoe 'n mens met waardigheid en sagmoedigheid en standvastigheid kan leef. Dankie dat oupa altyd geglo het in wie ons is en wie ons kan word. Ons mis oupa elke dag, maar ons dra oupa in ons harte. En herinneringe wat ons saam oupa kon deel en op daardie manier gaan oupa nooit regtig weg nie. Ons is altyd lief vir oupa en sal ook wees. Met liefde, Enrico en Shantay. Liefste Opa Maans, thank you for every single one of your special hugs and thank you for always making me laugh. I will forever remember your warm laughter and your little jokes. Ek gaan jou baie mis. Jou kleindogter, Nala. Totsiens oupa. Dankie vir jou liefde, jou stories en die krag wat jy aan ons oorgedra het. Ek sal jou herinnering altyd by my dra. Rus in vrede. Liefde, Didi. Hallo oupa. Hallo julle. Dis altyd die eerste woorde wat oupa gesê het as ons kom kuier het. Op die 26 November kon ek daarom nog oupa se gelukwens met sy verjaarsdag. En nie lank daarna het oupa vir my 'n stemboodskap gestuur om dankie te sê vir die boodskap. Maar dit sal nie die laaste herinnering wees wat ek sal hê van oupa nie. Ek sal al die stories onthou van pappa en Johan wat vertel het van oupa se pampoene en chillies wat oupa geplant het en die melkery van vroeg tot laat. Natuurlik sal ek nooit oupa se ganse vergeet nie. Dit is min en klein herinneringe, maar ek sal dit altyd onthou. Ons gaan oupa en oupa se grappies mis. Liefde, Hanro. Oupa Maans, dit is moeilik om te glo dat jy nie meer hier is nie. Maar dit is swaar terwyl ek hierdie sê. Om afskeid van jou te neem is een van die moeilikste dinge wat ek nog ooit moes doen. Hoe sê 'n mens totsiens? Veral as ek net na die dag so lekker met jou gepraat het. Jy was 'n man, pa, 'n oupa en 'n rots vir ons. Dankie dat jy 'n sterk, liefdevolle en standvastige mens was. Jy het altyd kwaai voorgekom, maar ons het geweet daar skuil 'n sagte, liefdevolle hart agter daardie groot sterk man. Jy het ons liefgehad asof ons jou eie kleinkinders was. Dit sal altyd 'n merk in my hart los. Ek sal jou stem, jou lag, jou grappies, jou snaakse sê goed onthou. Jy was altyd 'n pop vir sports, reg tot op die einde. As ek vars melk drink, dink ek aan jou, die ware boer wat jy was, en ek sien jou sommer weer hier voor my met jou whisky en coke, die TV wat altyd op rugby of cricket was, die 7 uur nuus stilte, daardie klein glimlag wat altyd deurgebreek het, al wou jy streng wees. Agter daardie streng gesig was daar 'n grappie of twee wegsteek. Al is jy nie meer met ons nie, sal jou lesse, jou liefde en jou gees vir altyd by ons leef. Ons dra jou saam met ons in ons harte, in ons herinneringe en die manier waarop jy in ons lewens leef. Dankie vir die liefde, die lag en die mooi herinneringe. Jy was meer as 'n oupa. Jy was 'n klein hart en 'n groot man. Rustig, oupa. Ons gaan jou meer mis as wat woorde ooit kan sê. Liefde, Adriek en Etienne. En so sê ons totsiens vir 'n legende van 'n mens. Die tyd wat ons op aarde het, word vir ons geleen. So word die mens ook vir ons geleen. Oupa was een van daai spesiale mense wat vir ons vir 'n kort tydjie geleen was. 'n Leeftyd sal nooit genoeg kan wees om te kan sê wat hy vir ons beteken het nie. Dankie vir die wonderlike mens wat oupa was en vir ons altyd sal wees.
Hy sal voorleef in elkeen van ons se harte, die besondere mens wat hy was. Hy sal gemis word en hy sal elke dag gesoek en oral raak gesien word. In alles wat ons doen. Oupa is nou op 'n wonderlike plek in ons hemel, waar hy sal neerkyk op ons soos 'n beskermingsengel. Daar's soveel liefde vir oupa en ons sal jou mis. Rus sag, oupa, in vrede. Ons is lief vir jou. Van Lanu. Hello, Opa Mans. Ek miss jou, and I will really miss your special type of humor. We think about you every time we pray a prayer before our meals. Ek is baie lief vir jou. Jou kleinseun, Jack. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie dag buig ons ook in aanbidding met dankbare harte teenoor U, dat U met elkeen van ons so 'n liefdevolle pad loop en dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U ons God is, dat ons U kan ontmoet en ook ons lewe saam met U kan lewe. Ek wil in besonder bid, Here, dat U ook hierdie saam wees rondom U woord. Vir elkeen sal seën, dat U dit sal gebruik om ons te bemoedig, te versterk en te troos. In Jesus naam. Amen. Ons lees soos wat daar op die blaadjie gesit is, 2 Timoteus 4. Ek gaan van die eerste vers af saam lees. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak,
wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitgesien het na sy koms. Ons is almal redelik bewus van hoe werk testamente. En baie keer aan 'n testament word nou opdragte gegee van so moet die goederes uitgedeel word en so moet daar gedoen word en so moet daar gehandel word in die toekoms in. Mense hoor dit soms van dat iemand uit die graf regeer, dat sekere goederes nou onveranderlik is, want ergens is dit in 'n testament opgeteken en nou moet die volgende geslagte daarvolgens handel. Paulus is hier besig om met 'n jong dominee Timoteus te praat. En Paulus, hy skryf dit hier, so hy sê, my dood is voor die deur. Heel waarskynlik al 'n ouerige man en dalk het hy die belewenis, dalk het hy iets geweet in terme van sy dood wat op pad is. En daarom wil hy nou vir hierdie jong dominee 'n klomp opdragte gee wat hy moet doen as Paulus nie meer daar is nie. Want sien, Timoteus was een van Paulus se bekeerlinge. Was een van Paulus se studente. Paulus het hom die evangelie aan hom verkondig en hy het in Jesus Christus begin glo en voltyds tot die bediening toegetree. En daarom is dit dat Paulus dan nou soveel liefde en omgee en opdragte dan vir hierdie jong dominee kom gee. En dan sê hy vir hom, hy moet die evangelie verkondig, tydig, ontydig. Hy moet pas op dat ouens hom nie op 'n dwaalspoor lei nie. Hy moet by die waarheid bly, want hy weet wie sy leermeesters was. En so waarsku hy en gee hy dan opdragte vir Timoteus. En ek wil sê in 'n sekere sin is dit ook wat gebeur wanneer 'n geliefde van ons nie meer daar is nie. Daar is 'n nalatenskap wat hulle agterlaat. As mens nou na die kleinkinders se briewe luister, se stemme luister, oor wat oupa ons geleer het, wat oupa vir ons gewys het. En Ilse, jy kan daarvan getuig, ek sien dit ook in die briefie, van hoe jy hom ervaar het as 'n mens, en die liefde, en die saamlag, en die humor en alles. Dit is in 'n sekere sin 'n nalatenskap vanuit 'n testament, 'n lewende testament, wat 'n geliefde nalaat. En as hierdie geliefde geliefd was en is, en 'n goeie nalatenskap was, 'n goeie leermeester was, dan is dit die moeite werd om te volg wat hy agtergelaat het. En ek wil dit ook vir elkeen van julle sê. En geen mens is volmaak nie. Oupas is wonderlike goeders en oumas ook. Maar selfs oupas en oumas het maar hulle foute en paas, hy was partykeer het jy maar gedink hy is nou 'n moeilike oom, want hy was maar partykeer bietjie moeilik. En nee, onthou ek was 'n jong dominee toe hy nou al 'n man was. So ek weet van hoe hulle gedink het, nê. Maar die goeie en die mooi wat hy vir ons elkeen nagelaat het, moet dit nooit vergeet nie. Koester dit, hou dit naby julle. En dan, wat waar was dan nou van Paulus, was dan nou ook waar van hom. Hier in sy laaste dae.
Eintlik weet ons mos, maar ergens kom die einde nader. Nou ek is nou nog 'n jong man, maar ek het nou dag vir my kinders gesê, julle moet weet, met groot genade, gaan ek oor 20 jaar nog in julle midde wees. Groot genade. Dit kan in 'n oomblik verander. My broer is 2 jaar terug dood, toe hy so oud was soos wat ek nou is. Net so. So dat met genade kan 'n mens nog ouer word. En as dit maar net is. Maar mens weet daar kom 'n einde. En 'n mens leef hierdie lewe voluit. En dis die ander ding wat ek hier hoor by Paulus. Hy sê sy lewe is verby. Hy sê sy lewe is al eintlik as 'n drankoffer uitgegiet. Hy is klaar. Maar ek hoor iets by Paulus van dat ek nie net klaar geleef het nie, maar dat ek my lewe vol geleef het. Dat ek nie gehuiwer het om te leef nie. Dat ek nie terugkyk en sê, ek is spyt ek het dit nooit gedoen nie. Ek hoor iets in sy lewe van ek het alles gedoen. My lewe is uitgegiet vir God, vir die een vir wie ek lief was, vir die een wat ek kom dien het. So hy sê ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die goeie lewe geleef. En nou wil ek die jong mense ook aanmoedig. Nou kan jy self besluit wat is 'n jong mens. Ek wil die jong mense aanmoedig vandag ook hier om die evangelie wat in Jesus Christus vir ons sigbaar geword het, en wie se geboorte ons een van die dae herdenk. Ek wil die jong mense uitdaag om voluit saam met hierdie Jesus te lewe. Dis 'n amazing lewe. Dis 'n avontuurlewe. Dis nie boring nie. En die jong mense sê mos ek sal eendag, as ek nou oud geword het, dan sal ek my lewe in lyn kry met God se woord. Nee, leef die lewe voluit van die begin af, van nou af, saam met God. Dan is die lewe voller, want Jesus het gesê ek het gekom om vir julle die lewe in volheid, in oorvloed te gee. En dit beteken nie 'n dik beersie nie. Dit beteken soveel liefde, genade, goedheid, gesondheid. Dit beteken 'n klomp goedes wat ons het en kry wanneer ons aan God vashou. So moenie die wedloop eers vir die duiwel hardloop en daarna vir God hardloop nie. Nee, hardloop sommer van vandag af in volheid. En want ons almal het 'n eindstreep. Ons almal het 'n wenpaal. Vir party kom dit vinnig. Party is tydperk. Vir party is dit 81 jaar, vir party 40. Party nog jonger. Maar ons 'n wenpaal. En as ons die goeie stryd gehardloop het, 'n lewe saam met God geleef het, dan maak die wenpaal ons nie bang nie. Al lê hy voor die deur, soos vir Paulus. Al sien hy al die wenpaal, is hy opgewonde en bly daaroor. Want daar's niks so wonderlik soos om die eindstreep te sien, soos aan die einde van 'n komrits nie. As jy na 90 km sien, die einde is daar, dan is mens opgewonde. As ons ook as mense die einde van ons lewe bereik, en ons weet die wenstreep, die prys wat ons daarna gaan behaal, is 'n lewe saam met God, 'n lewe in die hemel. En dit gaan nog lekkerder wees as 'n lewe op aarde saam met God. Ons lees daar in Openbaring, as hy vir ons 'n klein kykie gee in die hemel, met God op die troon, met engele wat sing, en dan staan daar die water, die see, is spieelglad rondom die troon van God. En wat beteken daai spieelglad? Ons ouens wat nou vis vang en by die water is en weet die wind gaan lê en dit raak so mooi. Oom Hans het ook naby die natuur geleef, so hy het baie kere die son sien ondergang oor 'n dam
met die kleure van 'n spieël, so helder weerkaats dit. Daardie beeld in Openbaring sê vir ons, God is soos 'n totale heerskappy. Want die antieke wêreldbeeld was dat as die see onstuimig is, want die duiwel was in die antieke wêreld onder die aarde, en wanneer hy die wêreld beheer en omkrap, dan is die see onstuimig. Dis waar storms vandaan kom op see, is die duiwel wat hier onder woel, en daarom is dit onstuimig en nie glad nie. Waar God die heerskappy het, is daar geen bose nie. Is die water spieelglad rondom sy troon. En dis waartoe ons op pad is, wanneer ons vir die Here Jesus Christus geken het. En moenie dat ons moeg word en sê dit is nie meer die moeite werd nie. Dis altyd die moeite werd om die pad saam met God te loop. Want die einde is net soveel groter. En ek wil vir vir ons almal sê vanoggend, die duiwel is nie tevrede met ons almal wat die goeie pad loop nie. En hy probeer, hier staan, ons probeer leermeesters by mekaar maak wat vir ons sê wat ons graag wil hoor. Ons moenie, dominees moet asseblief net nie oor sonde praat nie. Nee, dan is jy nou 'n spoilsport. Moet asseblief net nie daaroor praat. Moet dan nie so hard wees oor sonde nie. Die wêreld is moeilik. En dan begin ons twyfel. Kom ek sê vir u, maandagoggend wat verby is, het die duiwel kom karring aan my geloof om my te laat twyfel. Kom ek sê vir u, hoekom ek so sê? Ons het Movember gehad, mans gesondheid. En in ons gemeente het ons in Movember 'n man gehad wat selfmoord gepleeg het. Wat sleg is vir manne. Ons het in ons gemeenskap 'n gewapende roof gehad, wat die skoot geskiet het, en die ou hier geskiet het, en die koel het op sy skedel gehardloop en nie ingegaan nie. Ons het in verlede week 'n plaasaanval gehad. Oom en die tannie leef. Ons bid Sondagoggend in die kerk. Here, beskerm ons dorp. Here, vou ons toe in ons dorp. Laat u heerskappy in ons klein Vrystaatse dorpie sigbaar word. Ons het 'n lieflike kerk gebou, kom van Horden af, ouens nie wil weet nie. As jy by N3 ry, 'n groot sandsteen gebou. Hy's verlig in die nag. Jy kan hom nie mis nie. Dis die lieflikste plek. En ons bid die Here se bloed en sy beskerming oor ons gebied. Want hierdie goeters raak te erg vir ons mense. En die wonderwerke so een na die ander. Sondagnag breek hulle in ons kerksentrum in. En hulle verwoes alles. En ek stap by die oom in wat die plaasaanval oorleef het maandagoggend. Ek sê vir hom, oom, ons het nou Sondag so gebid. En is half of die duiwel vir ons sê, kyk net, ek sal by julle wat bid, sal ek kom inbreek en ek sal kom roof en ek sal kom steel. En die oom sê vir my, dis net die duiwel wat wil hê ons moet twyfel. So moenie twyfel oor God se heerskappy nie. Moenie twyfel oor God se einddoel met elkeen van ons se lewe nie. Want eendag sal ons saam met ons God rondom die troon sit. En sal ons die vrede en die vreugde en die blydskap ervaar. En as jy uit voluit gehardloop het, dan sê Paulus, sal die Here Jesus self 'n kroon van oorwinning vir jou oorhandig. En dit is hoekom ons leef en glo in die Here Jesus Christus. En daarom kan ons sy beloftes vashou nou vir julle as gesin, vir ons as familie en vriende van oom Maans, dat hy in hierdie tyd ons nie in die steek laat nie. Dat hy in hierdie tyd van seer nie afwesig is nie. Maar dat hy juis by ons is. So mag oom Maans, oupa, pa, oom se nalatenskap
dit wat hy die pad saam met God geloop het, en waar hy vandag is, vir elkeen van ons aanspoor en ons aanmoedig, om dieselfde wedloop te loop. Want dan gaan ons op dieselfde plek eindig, saam met die Here Jesus Christus. So baie seën, baie vreugde vir julle. God is die moeite werd om te dien, want hy het ons gemaak, en ons kan hom eer deur ons lewe. Mag hy vir elkeen van ons genadig wees. Amen. Here, hier is ons vandag as mense om te kom afskeid neem van 'n geliefde. En dit is stikkend en dit is seer en dit is vir ons sleg. Maar Here, die groot troos lê daarin dat U die oorwinning behaal het. Dat U die een is wat die dood se mag oor ons weggevat het. Maar Here, wanneer dit alleen is en dit is stil, kom bemoedig en kom vertroos. Kom vul ons gedagtes met U goedheid en U guns. Dan kan ons in donker, moeilike oomblikke, ja, ek wil sê, al twyfelende, al hartseerende, kan ons aan U vashou. En daarom bid ek, Here, dat U 'n werklikheid sal wees vir elkeen van ons wat vandag ook hier is. En laat ons ook na U woord luister, wat die testament is waarvolgens ons moet lewe, waarvolgens ons lewe moet inrig. Dankie vir die genade van 'n kind van U, wat ook saam met U die pad end uit geloop het. Ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou vir Lou geleentheid gee om dan die bedankings te doen en daarna sal ons die diens dan afsluit. En we allemaal maar door. Hoe moet ik proberen? Ja, weet, dankie. Sorry, de mensen, baie dankie, vir die redeling, Paul en al vrijdag, vir baie dankie sê, die kerk, baie dankie, al die redeling, dan, in die teenwoordigheid, Lisa, Hendrik, Pieter, en Maro, hulle het vrydag met pastor afsterwing, hulle was in die kar, hulle het die hoede ondersteun, en dit is die hier daar, baie afdeling in die bezigheid. Dan, doen ons Frans, baie dankie. Dit is jare, dat die iemand, een pad in die kerk loop, die span geboord is oor die graf. Nu sê, as jy iets wat gebeur, welkom nie, dan dit baie. Dan, familie, vriende, allemaal, ek het die skryf, familie, vriende, aan die boodskappe, oproepen, ondersteuning, wat moeite te doen om die te lees, baie dankie. Dan, Elwin, die gesin, baie dankie vir wat jy ingesit. Dit was baie mooi. Ek wil sê, hy ook. Dan, mijn vrouw, zij is een team, zeker een positief.
hele familie weer gehad. Dit is 'n lang tydperk. Die laaste was dit maar ook die sê, ons is opgevoed. Maar ek nog nie. Dit was raar. Dit was 'n tweede gesin pa. Dit was geluk en dit was 'n lang tydperk. Dan my pa as 'n vriend collega span met familie eigenlijk ons het gesien hy baie mense aanpak. Hy raak baie mense aanpak en hy spoor gedrag in mense lewens nou op fasie baie. Hy partij nie die soek gedrag. En toe raak ek gesê die dood. Ons allemaal weer maar baie keer as jy wacht het om nie kies en jy moet maar is dan die taal dat ek ook wees so mooi sy laaste woorde was jy kan het soos mooi by sê ek het baie nie en toch was zijn bij. Dit was die baie die was zo thuis niet. Maar dit niet voor dan ik wil vroeg, maar ik zal is die laatste van ons maar ek hoor, en dit is ergens voor goed gevoel, daar het sy verstop, van tussen, en paal op die kop in die koe sit, en al met die woorde dood, en ook is er. Ek wil weg, maar ek denk goed, maar dat is wel eigenlijk. Dan, maar is recht. Maar baie van ons ook lees, hy is altyd ons aan. Hy baie van ons aangeraan, receptief. Nou net sit die wijsheid. En dit sê, die dood is het deur na nie meer. Kyk al, die dood is het deur na nie meer. En ek wil allemaal vrouwen die is nee. As daar iemand is die verkwaad, is dat so, is iets iemand die daai deel van hulle van maakwerk van die afdeling. Ons het strijdig verleef, die weet nie geweet word. Maakwerk deel, hy het deel ook gemaakt. Die het deel ook gemaakt, met sy eer na die doen. Sê die waar. Baie dankie. Lou, dit is nie maklik nie om so te praat en soos jy sê om nou alleen agter te wees. Ons het die pad saam geloop oor al die jare, deur al hierdie dinge. Maar en ook hierdie laaste woorde wat jy gesê het van die dood van 'n geliefde herinner ons het ook 'n vervaldatum. En die grootste troos wat ons kan los is as ons Jesus gevind het voordat hy deur oopgaan. So mag dit so ook so wees en dankie ook vir jou woorde en vir jou. Ek onthou die bietjie gesprekke toe julle weg is hier oor die plaas, wat ook nie lekker gesprekke was nie en wat nie lekker emosies was nie. Maar mag die Here ook vir julle seën soos dit hy is. Nou weet ek kon nog nie mooi hoor nie oor die mooi kalvers. So is daar nog mooi kalvers. Okay, dan moet jy kom kyk op Gordon, daar's mooieres. Okay. Hy is daai wit Brahmane wat daar op die plot geloop het.
Dis mos nou nie beeste nie, want dit is mos nou wildsbokke of iets, kudu's of iets. Nee, maar baie seën en baie sterkte vir elkeen van julle. Ons sluit hierdie diens af met die sing van die Jy kan, ek het Dankie Ilse. En dit is so, dit was 23 jaar. Het ek julle getrou, nee. Die? Ok, julle kan meer onthou as ek. Nee, maar baie seën. Dankie vir julle. En dat die gesinne en familie so mooi een is kosbare getuienis. Ok, nou, die oorwinningslied. Kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied. Christus het die dood oorwin. My gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kniel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, klaan op tromme, kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige troos werkende Gees sal by elkeen van julle wees. Amen. Ons wil u ook herinner dat daar nou verversings in die saal is. So julle kan hier deur beweeg en dan
ook by die saal mekaar ontmoet.